Vir die skoenmakers van Tulbagh kan mens maar gerus sê om hulle by hulle lees te hou, want hulle doen dit baie goed en almal weet dit. Tazen skoene is 'n derde generasie familiebesigheid en as jy 'n paar daar koop, kan jy weet dit gaan hou. Trouwens is hulle ook verantwoordelik vir David Kramer se bekende rooi vellies. Johnny het gaan aanpas. Sy oupa het 'n kinderskoenfabriek in Nederland gehad, maar na die Tweede Wêreldoorlog het sy pa die tuisland vir Suid-Afrika verlaat. In 1965 word Tazen skoene op die been gebring. Sedertdien het sy seun in sy voetspore gevolg en vandag staan John en sy span hulle voorgangers se skoene vol. Wanneer het daai liefde vir skoenmaak by jou begin pos? Hoe oud was jy byvoorbeeld? Ek was al baie klein, groot geraak in hierdie bedryf waarin ons is. En die voorreg ook wat dit was, die reuk van leer. Ek het van kleindag af, van die afvalleer, toe ek seelhoutjies gemaak. Dis al wat ons geken het, was dit. Die lewe is om 'n leer te werk. Was fantasties geweest. Nog steeds vandag natuurlik. Het by baie tyd in die fabriek spandeer ook as kind? Baie tyd, Johnny. Ons het vakansies. As ons nie weggaan nie, dan is ek hier geweest. Ek wil maksimum tyd hier spandeer. As mens so inry by julle plek, John, sien jy daar Tazen shoes sedert 1965. Hoe was daai beginjare geweest? Dit was 'n moeilike tyd. My pa het hier aangekom met baie beperkte geld, maar hy het die passie gehad van dit. En Tulbagh geïdentifiseer as die plekkie waar hy graag wil wees. En dit doen meeste herinner aan sy tuisdorp. Hy het gegroei van 5 paar skoene per dag met die hand gemaak, met 3 mense in die begin. Dit was 'n dag 750 paar doen per dag. Dis baie swaar kry, is baie deurstingsvermoë in die dag gelê. En ek dink my pa het baie guts en moed gehad om dit so te doen, so ver van die huis af. Wanneer het jy toe oorgeneem by hom? 2011. Gaan man van hoogtepunte praat, hoogtepunte in my persoonlike lewe was die dag toe my pa my sê, maar dis tyd dat ons die sedels oorgee. Het julle metodes baie verander? Die waarde van 'n skoen is om op die hand te maak, is hoë kwaliteit. Nog steeds vandag, die meeste prosesse word met die hand gemaak. Mense wat ek stap nou so daar deur die fabriek het voordat ek en jy begin gesels het, mense wat daar werk, almal lyk gelukkig, maar dis ook belangrik vir julle in diens neem om vir mense werk te gee, om te belê as dit ware in die gemeenskap van Tulbagh. Ja, jy moet terugploeg in jou gemeenskap. Ons sit vandag om trots te sê, ons het 2de en 3de generasie mense wat saam met my werk al. My pa het gesê, mense moet kom wil werk vir jou, maar nie moet bedankie. Hulle moet aftree by jou in die besigheid. Dan jou seun wat ook nou jou skoene as dit ware vol staan, op begin vol staan. Dis 'n wonderlike ervaring vir 'n ouer as jou familie kan deel raak van jou besigheid. En ek het vir hom 'n keuse gegee, so ek ook gehad het as kind. En hy het onmiddellik gesê, ja, dis waar ek wil wees. Ek voel seker lanklaas so 'n groot verskeidenheid van leerskoene gesien. Aan wie verskaf julle byvoorbeeld? Ons grootste mark is landbou georiënteerd. Ek wil sê 60% van my besigheid is met koöperasies. Ons is baie bevoordeel om 'n baie wyd verspreide tipe kliënte te kan hê. Van die ou op straat daar vir 'n paar gemakskoene, die is al 'n bekende vellies, almal dra ons vellies. En dan natuurlik jou werkerskoen op die plaas. Ons het 'n stapskoen vir die ou die berg wil klim. Ons het 'n bietjie meer modieuse skoene, 'n leer sneakertjie. So die reeks is wyd en die kliënte wat dit lekker maak is ons bied 'n skoen vir almal. Skoen vir almal en ek is bly jy noem dit want ek lees iewers iets raak dat jy iets op 'n tyd ook wat 'n grootte 24 moes maak. Ja, die seun het oor op pad gekom in 2010. Ons het baie 14 en 15s gemaak tot 'n 17. Tot ek 'n oproep gekry het of ek hierdie persoon kan help en hy was op 21 op daai stadium. So ja, nee, ons kan almal help. Ons probeer almal help. En natuurlik ook ek ook gelees en ek het nou dag by David Kramer se huldigingskonsert by gewees en almal praat van die rooi vellies. Jy het natuurlik vir my rooi vellies gegee. Jy is korrek. Hy het hier ingestap en hy het 'n paar veldskoene gesoek, maar 'n paar rooi veldskoene. En hoe nie, my pa dadelik gesê ja, dis nie 'n probleem nie. En is gemaak en daarvan af het dit 'n enorme groot treffer geraak. In daai jare was vellies oor 'n dra wat werk. Toe raak dit 'n bietjie van 'n modieuse ding. Kyk, die naam sê dit alles Tazen. Kyk, dan is dit groot. Interessant. Waar kom die naam vandaan? Wie in die beginjare in die 65s, my pa het iets gesoek wat synoniem was met sterk, kragtig. En in baie jare was die Tazen movie uit. Hy het gedink, maar wie wat, dit is synoniem met krag en sterk. So wat 50 skoenmakers, menige 2de en 3de generasie werknemers staan agter die vervaardigingsproses. Hulle gebruik egte leer en wend 'n kombinasie van tradisionele tegnieke en moderne metodes aan.
Franco, hoe lank is jy nou al hier by 1000 Shoes? Johnny, ja, 21 jaar en 'n maand presies nou. 21 jaar, moet ek sê, is 'n leeftyd. Dis 'n Mens moet geniet wat jy doen. Wat geniet jy die meeste omtrent die werk? Johnny, as jy 'n groot bestelling vinnig uitkry binne tyd, maar dan kry jy daai oomie wat knieprobleme het, die enkel persoon. En wat by jou kom en sê, my seuns het hierdie skoene vir my gekoop, maar kan ek net weer van die skoene kry wat ek dra van julle al die jare? Want dan kan ek boer tot middagete en ek kan eet en weer gaan boer. Maar met die ander skoene kan ek net tot middagete boer. Daai maak dit vir jou die moeite werd. En dit is lekker om te weet dat die ouens is wat al lank saam met jou al lank hier so werk. Ouens die tweede, derde generasie selfs en kundige mense wat hulle self ook hier opgelei het wat weet wat hulle doen. Dit maak 'n ou se hart daarom gerus, né? Ja, nee Johnny, en dis baie lekker as jy weet die pa het hier gewerk en die pa lei die seun op of die oom of sy dogter en hulle lei mekaar self op, die mense. Jy kan nêrens gaan leer vir dit nie. So dit moet maar deur die generasies kom. Ek werk nou al 10 jaar hier. So my pa was hier, my pa se mense was hier. By hulle het ek my aangeleer, soos hulle kom saans huis toe en dan vertel hulle so 'n bietjie hoe word daar gedoen. Van 1991 af het ek hier gewerk tot en met vandag. Soos 34 jaar en 4 maande. As ek iemand hier buite sien, ja, dan voel 'n mens trots. Jy sien jou hande werk en jy voel trots op, ja. Daar's baie dinge wat jy ervaar elke dag. Baie vrae wat gevra word vir jou en baie dinge wat jy nog moet doen. So dis maar redelik baie dingetjies wat my hier nog hou. En jong hou. Wat maak 1000 Shoes so uniek, behalwe die proses, maar ook so gewild wêreldwyd? Ons Suid-Afrikaanse voete, ons loop mos kaalvoet. Is seker 'n bietjie breër as die manne wat daar in die koue wêreld loop. So ons produk is 'n bietjie breër, ek glo so, en dit maak dit lekker. Selfs die Amerikaners hou ook nou daarvan. John se vrou Madeleine het ook by die familiebesigheid aangesluit en behartig onder meer die rol van produkontwerper. Ons word gelei deur wat die aanvraag is. Ons gaan nie uit en uit op net wat mode georiënteerd is nie. Leerskoene is 'n baie duur produk. So persone wat dit kan bekostig om dit te koop, probeer iets koop wat vir hulle baie dis 'n belegging wat hulle in 'n langtermyn kan dra. Ek het nooit in my wildste drome gedink ek sal in hierdie fabriek beland nie, want dit was my skoonpa se baba. John, wat beteken dit vir jou persoonlik om hierdie trotse nalatenskap van jou pa te kan voordra? Gelooflik baie. Ek dink nie iemand wat nie in 'n familiebesigheid gaan dit verstaan nie. En om dit te kan oorrol na my seun toe. Dis 'n Engelsman sê awesome. Maak jy hart warm, né? Dit maak jou hart warm, baie warm, ja. John Olde-Olthoff het beslis baie groot skoene gehad om vol te staan, maar hy kwyt hom uitstekend van sy taak en dra 'n trotse Tulbagh tradisie voort.